Hartlike goeiemôre almal. Welkom hierso. En ons is bly om weer vir Josef te sien. Hy veilig terug is van Botswana af. Dankie. Maar kom ons bid. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie dat ons weer kan saam wees in U naam. Here, dankie vir 'n wonderlike nuwe dag wat U vir ons geskaap het. Here, is so lekker om hier as 'n groep mense wat vir U lief is, by mekaar te wees. En Here, dankie dat ons na U woord kan kom luister. Dit is vir ons so belangrik, Here. En Here, seën hierdie boodskap vandag. Ons praat weer oor vergifnis, Here. Iets wat so moeilik is vir mense, maar tog so broodnodig is. Here, help ons, en dat hierdie woord die mense bereik wat daarmee sukkel. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Julle kan sien, ons praat oor die gevolge van onvergewensgesindheid. Ek weet ons het verlede week gepraat oor vergifnis en onvergifnis. Maar ons praat bietjie verder daaroor. En ek gebruik 'n gedeelte uit Matteus 18, waar Jesus vir ons 'n gelykenis vertel van 'n persoon wat onbarmhartig was nadat hy vergifnis ontvang het. En ek gaan vir ons so 'n paar verse lees. Maar gaan nie almal op een slag lees nie. Hier uit Matteus 18 vanaf vers 21. Toe kom Petrus na hom, dis ou Jesus, en hy sê, Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe? Maar Jesus antwoord, ek sê vir jou, nie tot 7 maal nie, maar tot 70 maal 7 toe. Nou gaan net daai 2 verse vir eers lees. Ons gaan net nog verse behandel, maar onvergewensgesindheid is hierdie ding wat 'n mens bind. Dit is soos kettinge wat jou hele lewe vashou. Onvergifnis bedroef die Heilige Gees. Onvergifnis gee die duiwel 'n vasdrapplek in jou lewe. Vergifnis aan die ander kant bevry ons, omdat ons uit genade vergewe is. Maar kom ons gaan terug na Petrus se vraag toe. En dan vra ek 'n vraag vir ons. Wie ly die meeste onder onvergifnis? Die persoon wat jou seer gemaak het, of jouself? Of jouself? Baie mense verkeer onder die indruk, hulle straf daai persoon deur hom nie te vergewe nie. En dit is so ver van die waarheid af, want in werklikheid maak jy van jouself 'n gevangene. Jy sluit jouself toe in 'n tronk waar jy nie moet wees nie. Onvergewensgesindheid is ook soos om gif te drink en te hoop die ander persoon sterf. Dit is dieselfde. Dit het geen nut nie. Jy doen net skade aan jouself. Maar Jesus kom en hy leer ons dat vergifnis nie net iets
opsioneel is vir ons as Christene nie. Maar eerder 'n bewys is dat ons die genade van God verstaan, soos hy dit vir ons verduidelik. Maar ons sien nou Petrus vra 'n vraag. En dit is interessant dat hy vra tot 7 maal. Want die gebruik onder die Jode was om tot 3 maal iemand te vergewe. Ja. 3 maal. So dit is baie interessant dat Petrus vra tot 7 maal. Petrus dink seker 7 is baie. Maar Jesus antwoord hom en sê nee Petrus. Tot 70 maal 7. Hy gee hom nie 'n spesifieke getal nie. Jy moet gaan uitwerk. En dan nog steeds beteken nie jy moet net soveel en dan moet jy ophou vergewe nie. Nee. Wat Jesus eintlik vir ons sê, moet nie ophou vergewe nie. Vergifnis moet deel van jou leefwyse wees. Ja, dit is baie keer moeilik, maar ons moet dit doen om onsself te kan vrymaak. Maar dan in hierdie selfde gedeelte dan vertel Jesus vir ons 'n gelykenis van 'n onbarmhartige skuldeiser. En ek gaan vir ons so 'n paar verse lees daaroor. Vanaf vers 23. Jesus antwoord hom. Nee, jammer, ek verkeerde vers. Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wou afreken. En toe hy begin afreken, word daar een na hom toe gebring wat 10.000 talente skuld. En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word. Maar nie net hy nie, ook sy vrou en sy kinders. En alles wat hy het, sodat daar betaal kan word vir sy skuld. Toe val die diensknegt neer en buig voor hom en sê, Heer, wees lankmoedig met my en ek sal alles betaal. En die heer van daardie diensknegt het innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en hom die skuld kwytgeskel. In ander woorde, sy skuld afgeskryf. Maar toe hierdie diensknegt uitgaan en een van sy medediensknegte vind wat hom 100 penning skuld, het hy hom in die keel gegryp en gesê, betaal my wat jy skuld. Sy medediensknegt val toe voor sy voete en smeek hom en sê, wees lankmoedig met my en ek sal jou alles betaal. Maar hy wou nie. Maar het gegaan en hom in die gevangenis gewerp totdat hy die skuld sou betaal het. Net eers tot daar lees. Nou is baie interessant, Jesus praat hier van talente en van pennings. Talente is amper maar soos 'n geldeenheid, maar dit is baie meer as 'n penning. Een penning is omtrent 6, of een talent is omtrent 6.000 pennings. Dis baie. In vandag se terme, dis baie geld. As jy vat, daai persoon het op daai stadium vir 'n dag se werk 1 penning ontvang. En hier is een talent 6.000 pennings.
hoe lank moet jy werk om 6000 pennings te kry? Maar hierdie ou skuld aanvanklik 10.000 pennings. Of talente althans, né? Hoeveel is dit? Dit is 60 miljoen pennings. Dis 'n klomp geld wat hy skuld. Maar dit word afgeskryf. Is reg. Gaan maar. Maar hy kom buite en iemand wat hom baie min skuld in vergelyking met die skuld wat hy gehad het, gaan gooi in die tronk. Nou, as ons nou gaan kyk na hierdie twee hoeveelhede, 1000 in vergelyking met 60 miljoen, dis onmoontlik om so 'n bedrag net terug te betaal. Maar weet julle wat? Dit stel ons sonde voor. Hoe sondig is ons voor God? Maar God kom en hy skenk ons volkome vergifnis. Dawid skryf vir ons, so ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder God ons sonde en ons oortredinge van hom af en weg van ons af. Hy was jou skoon. Maar nou sien ons hierdie ander ou, 100 pennings. Dis 'n bietjie man. Dis 100 dae of kom ons sê 100 dae se of 33 dae se werk, weet? Of zoiets, maar weet dis min in vergelyking met hierdie ander ou. Maar hy weier om te vergewe. Gryp hom eerder in die keel, sleep hom tronk toe. Waarom? Waarom het hy dit gedoen? Dalk doen ons ook sulke goed. Want ons vergeet baie keer hoe groot is God se vergifnis. En as ek vergeet hoeveel God my vergewe het, dan raak dit moeilik om iemand anders te vergewe. Maar ons moet besef, onvergewensgesindheid het gevolge. En God neem hierdie goed baie ernstig op. Dis nie iets klein in God se oë nie. Want Matteus sê Jesus self vir ons in Matteus 6 vers 14 en 15 dat as ons die mense hulle skulde vergewe, sal die hemelse Vader ons ook vergewe. Maar as ons nie vergewe nie, dan kan die Vader in die hemel ons nie vergewe nie. Dit is ernstig. Want as ons nie vergewe nie, dan wys dit vir ons eintlik iets baie groter. Dit wys dat ons nie die evangelie verstaan nie. Maar as ons die evangelie verstaan, sal ons sien dat God se genade groter is as enigiets wat enigiemand anders in ons kan doen. En ons moet daai selfde genade hê vir ander mense. In die tweede plek gee dit vir die duiwel 'n plek in jou lewe. Want in Efesiërs 4 vers 26 en 27 is daar geskryf: Word nie toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie. En gee aan die duiwel geen plek nie.
Dit is so duidelik. En Paulus kom en hy verbind hierso woede direk aan die duiwel. Want Satan gebruik hierdie goed teen ons. Satan gebruik hierdie goed om ons lewe om te krap. Satan gebruik bitterheid. Hy gebruik wraak. Ek moet hom gaan seermaak, want hy het my seer gemaak. Ek moet hom iets aandoen, want hy het my iets aangedoen. Dis wat Satan wil hê. Satan gebruik haat. Satan gebruik onvergewensgesindheid. As wat? As ingang in ons harte. 'n ander groot probleem van onvergewensgesindheid is dat dit die wortel is van bitterheid. En die Bybel sê dit vir ons, hoor. In Hebreërs 12 vers 14 en 15 daar geskrywe: jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. En pas op dat niemand in die genade van God veragter nie. Hoekom? Dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. So kyk hoe ernstig is onvergewensgesindheid. Weet ons weet, 'n wortel kan jy nie sien nie. Hy groei hier onder die grond. Maar hy het baie krag. Maar die grootste boom word deur sy wortels regop gehou. En soos ons hierdie wortel van bitterheid in ons het, dan gaan dit baie vrug begin dra in ons lewe. Aanvanklik sien jy nie die wortel nie. En dan sien jy die klein plantjie. Dis onkruid. Jy trek baie keer uit bossie uit. Die bossie is net so groot, maar die wortel is al so lank. Bitterheid is dieselfde. Dit kom en vernietig jou hele lewe. Dit vernietig huwelike. Dit vernietig families. Dit vernietig hele gemeenskappe. Dit vernietig jou vriendskap met ander mense. En dit maak jou dan, wat? 'n gevangene. Weet ons lees hierso, toe hierdie man nou so onregverdig optree teen iemand wat hom 'n bietjie geld skuld. Toe gaan van sy medediensknegte en hulle gaan rapporteer dit aan sy heer. En ons lees daar in vers 34 en 35 van Matteus 18. En sy heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers, totdat hy sou betaal het. Alles wat hy hom skuldig was. So sal my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. So wat het die persoon gedoen? Hy het homself in 'n tronk laat sit, as gevolg van sy onvergewensgesindheid. En hierdie koning gee hom oor aan mense wat hom gaan pynig. Baie mense van vandag, baie hier om ons, lewe met hierdie onvergifnis. Baie mense vandag
lewe in hierdie gevangenis wat hulle self geskep het. Daai gevangenis van woede. Daai gevangenis van depressie. Daai gevangenis van haat. Daai gevangenis van pyn. Daai gevangenis van wraak. Is dit die moeite werd om dit in jouself te doen? Dis nie wat God ons wil hê nie. Hy wil hê ons moet vry wees. Hy wil hê ons moet loskom van hierdie kettinge van die verlede en hierdie kettinge van onvergifnis waarmee ons so vasgeboei is. Amper soos daai mens op daai foto, wat net kettinge om hom het. So wat is vergifnis? Dit beteken nie daai persoon se sonde is reg nie. Dit beteken dat jy vergeet. Dit beteken dat jou vertroue herstel moet word. Dit beteken dat daar geen gevolge, of dit beteken nie, daar's nie gevolge vir jou sonde nie. Weet jy wat? As jy iets gedoen het, jy gaan daarvoor op pa staan. Jy gaan moet verantwoording doen vir alles. Vergifnis maak nie sonde af as iets minder nie. Nee, sonde bly sonde. En dit is wat vergifnis vir ons sê. Maar vergifnis sê vir my, ek mag nie wraak neem nie. Ek moet dit aan wie oorgee? Aan God. Want die wraak kom ons nie toe nie. Romeine 12 vers 17 tot 19 sê vir ons, vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is voor alle mense. As dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie julle wreek nie, geliefdes. Aan die ander woorde, moenie wraak neem nie, maar gee plek vir die toorn. Laat die toorn weggaan van jou af. Gee dit iewers vir God. Want daar's geskrywe, aan my kom die wraak toe. Ek sal vergeld, spreek die Here. Nie, gaan uit en klap die oud in die oor en sleep hom tronk toe nie. Nee, gee dit vir God. God is 'n beter regter as ons. God is iemand wat weet hoe om met mense te werk. Ons weet nie. Ons word kwaad en dan doen ons stupid goed. En wie is vir ons die grootste voorbeeld van al hierdie dinge? Jesus Christus. Jesus aan die kruis, gemartel, bespot, verneder, en hy sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy bid vir hierdie mense, selfs terwyl daar mense is wat hom spot. Hy hang aan 'n kruis, ontbloot, verneder, vernietig. Vir ons. En dan lees ons van 'n man wat dieselfde gedoen het. 'n Man met die naam van Stefanus. Ja, in Handelinge 7 het die hoëpriesters hom laat stenig, omdat hulle nie gehou het van wat hy sê nie. Omdat hy die waarheid gepraat het oor Christus. En hy man val op sy knieë, terwyl hom 'n klippe gooi. En hy sê, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En hy sterf. Is ons bereid om so iets te doen? Dit is die vrug van iemand wat deur Christus verander is.
meen, is daar nog mense, een van ons dalk, wie se naam by jou opkom, wat jy nog nie vergewe het nie? Is daar iemand wat jy dan nog steeds in jou hart aankla? Draai jy al vir jare hierdie wonde in jou, wat jy nog nooit vir God gegee het nie? Vat dit na die kruis toe. Vat dit na die kruis toe. Daar waar Jesus die skuld vir ons uitgewis het. Daar waar God vir ons vergifnis gegee het. Jesus vir ons die hoogste prys betaal het. Waarom kan ons nie vergewe nie? En ek sluit af met die volgende vers uit Efesiërs 4 vers 30 tot 32. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik, vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar, soos God ook in Christus julle vergewe het. So wat leer ons vandag? Onvergewensgesindheid. Hou jou vas aan jou verlede. Dit beteken niks goed vir jou toekoms nie. Maar vergifnis, dit maak hy deur oop, sodat God se vrede in jou kan kom woon, sodat daai vryheid weer herstel kan word. Dat jy nie meer in hierdie boeie en kettinge van onvergifnis vasgevang is nie. Amen. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie boodskap vandag, Here. Nou Here, ons staan so baie maal skuldig hier. Dat ons kwaad word en dinge doen wat ons nie moet doen, Here. Omdat ons baie keer nie wil vergewe nie. Maar Here, laat U Gees, U Heilige Gees, die naprediker wees van hierdie woord, Here, en ons harte deursoek, en vir ons gaan wys, waar is daar nog dinge wat ons moet laat gaan? Waar is daar nog dinge wat ons na U toe moet werp, Here, wat ons nie nodig het in ons lewe nie? Kom deursoek ons, Here, sodat ons vry voor U kan staan. Rein, skoon gewas. Here, dankie vir U Gees wat in ons woon. Maar Here, laat ons nie hierdie Heilige Gees wat in ons woon bedroef nie. Maar laat ons eerder saam met hom werk ten goeie. Seën ons vandag, Here. Seën ons ook deur die week in alles wat ons doen. En hou ons veilig. Tot ons weer by mekaar kom. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie, Jesus.